Amen. Groeten in die wonderlijke naam van onze koning Jesus. Welkom bij Gracewood Faith. Ik is Evangelist Geduld, je host. En vandaag praten we met Sister Yolinda Kaida. Nou, voor die gastvraag aan u introduce, voorstel, wil ik u aanmoedigen om hierdie platform te follow, like en subscribe. En zoals u kan zien op uw screen is een star button. Die star button is zodat ons hierdie platform kan groeien. Het is het begin van grote dingen. En ja, zo, Sister Yolinda Kaida, kan u net voor ons een klein achtergrond geven van wie is Sister Yolinda Kaida en waar komt zij vandaan? Amen. Amen, baie dankie Evangelist vir hierdie geleentheid om op hierdie platform te kan verskyn. Ek is Yolinda Kaida, ek is oorspronklik gebore in Ravensmead, grootgeword in Delft en tans bevind ek me nog steeds in Delft, getroud met 2 kinders. Amen. Amen, die baas, daar heeft ieder een klein achtergrond van Sister Yolinda Kaida. En zoals die Bijbel voor mij leert dat, de Bijbel zegt dat een ware getuige dit levens. Dat is hoekom die Heer voor mij hier die platform of hier die visie gegeven, zodat ons ware getuigenis kan. Niet net voor onszelf niet net voor onze families of vrienden niet, maar voor elke een in Zuid-Afrika en in die wereld. Sister Yolinda Kaida, voor u die Heer aangeneem het, hoe was uw leven geweest? Evangelist, dat is nog een vraag. Soos ons allemaal moes maar deur die lewe gegaan het, was ek ook maar 'n jong meisie, ook maar gerebels teen my ouers, wat hulle gesê het, dat ek altyd die teenoorgestelde gedoen. En so anders het ek my bevind in die alcohol, as in 'n jong ouderdom, toe raak ek swanger op die ouderdom van 18 jaar oud. En so het my goedjies maar begin te. Dan was hy altyd lekker as 'n jong meisie by die huisie, maar deur die Here se genade is ek vandag hierso om vir julle te kan vertel, vir al jong mense ook. Dit maak nie saak hoe jy begin is nie. Dit maak nie saak hoe jou jong opgroei is nie. Dit maak nie saak waar jy opgroei nie. Maar die keuses wat jy maak, sal altyd bepaal waar jy opeindig. Amen. Ik hoor wat Sister Yolandi zei van, op een ouderdom van 18 jaar oud, is ze zwanger geworden. En ik denk op je ouderdom van 18, dan is er wel een toekomst nog voor jou. So nou wil ik een beetje in detail gaan. Ik wil een beetje dieper in jou, want ik weet daar is veel jong mensen vandaag, teenage pregnancy, wat hulle bevind in diezelfde situatie, waar even u destijds bevindt het. So mijn vraag is, toen u uitvindt, u is zwanger, wat het je in zijn gedachten gegaan? Dat moment toen u uitvindt, u is zwanger. Evangelist, ek praat nie aldag met dit nie. Maar toe ek uitvind dat ek swanger is, was ek op matriek. Nee, dit was in September, toe ek uitvind ek is swanger. Einde van my matriekjaar. My ouers, soos elke ouers, het moes 'n toekoms gehad vir hulle kinders. Het 'n toekoms vir hulle kinders. Hulle berei hulle voor en daai. Nou, op haar die ouderdom, toe ek klaar gemaak met matriek geslaag. My pa het my ingeskryf by Northland College. Ek het nie gesê ek was swanger nie. Ek kan nie sê ek was swanger nie. Van wat gaan my ouers nou doen? Hoe gaan hulle nou en hoe sê ek nou as 'n jong meisie maar mami Didi, ek het nou swanger nou en so. Ek het niks gesê nie. Die Desember maand het gekom. Soos ek maar aangegaan het, was ek meeste Desember maand buitekant met my vriende. Het ek gedink,
het ek gedink die alcohol sal maak dat ek 'n miskraam kan. Maar soos die Here dit bestuur, het ek nie 'n miskraam gehad nie. Ek was seker 5 maande swanger voor ek moet gaan met college toe. Toe ek moet college toe gaan, toe het ek nou nie 'n keuse nie. Toe alles wys, ek kan nie meer wegstikkie, ek kan er niks meer maak nie. Ek sê vir my pa, ek is nog swanger, maar hoe ek gesê het my ma gebedaal. Sy het gesien nou, maar niks gesê nie, maar net gewag tot wanneer ek nog kom. Gesê toe, die baas, vir 'n jong meisie is dit, ek sal nou nie sê skande nie, maar sy weet wat, sy wil jou toekoms, sy wil die beste gehad vir jouself, sy wil jou ouers teleurstel nie, sy wil ook vir hulle trots maak, maar met die nuus, dus dat 'n groot teleurstelling, en met die, toe sit my pa vir my uit die huis uit, toe gaan bly by my ouma in die Rymansmeet. So het ek 6 maande my kursus klaar gemaak by Noordlink College, en die Here is so mooi. En hy 6 maande. Pa het betaal vir die 6 maande, en die 6de maand, toe moet ek kraam. Toe is hy nou die laaste van my college daar. Amen. Jo, ek weet nie van u nie, maar terwyl ek nou luister, ja, Suster Jolanda, sy getuienis, besef ek dat sy was uitgesit gewees, en soos ons maar altyd weet dat ons depend altyd op ons ouers, ons van altyd die ons ouers moet ons support, enige besluit wat ons neem, of so, Suster Jolanda Kanda, u het gebly by u ouma, u pa het u uitgesit, wanneer het dinge vir u verander, waar het dinge vir u verander? Amen, Evangelis. Nee, dat het nog zo'n paar jaar gevat, voor dinge veranderen. Ik heb gekraamd, toen kon blijf weer bij mijn ouders. Een paar jaar het zo aangegaan waar ik niet mijn eigen ding gedaan heb. Ik heb groot geworden in een huis waar ma en een pa bekeerd was. Toen ik mijn oma, toen was hulle bekeerd, hulle was bij die Here geweest. En in mijn mind, ik moest nog een jong meisje, die lieve buitenkant is lekker, zij moest nog lekker eten. Zij doen net jouw ding. Dat is altijd in mijn mind geweest. Die dag als ik trouw, die dag, zal ik mijn hart voor de Here gee. En voor mij was het zo, een man moet die Here dien. Een vrouw, als je getrouwd is in je huis, zij moet die Here dien. Want zonder Here zal je huis niet kan staan nie. Dat was mijn mentaliteit toen ik nog een jong meisje was. Maar zeker zo'n paar jaar, ik was zeker zo'n 22 jaar oud. Toen, die was, ik was bij die voor mijn vrienden geweest. Mijn vriend heeft 5 jaar oktober maand. En ons het lekker plannen gehad van oktober maand. Hoe ons het die hele naweek was uitgezet voor oktober maand. Kom, ik was in het huis van de Here. En mijn maandag huis was het geweest. Of zij nou zondagochtend babalas in je huis komt, of zij nou zaterdag aan of laat te drinken, zondag moet zij in je huis van de Here. Zij heeft jou wakker gemaakt en gaat ze kom maak jou klaar te gaan naar de huis van de Here toe. Ik ben toe gegaan die zondag. Maar ik weet, dat is me zo. Dat kan niet beschrijven, maar dat is iets in de atmosfeer in de huis van de Here.
Wat vir jou sê nie, nou was die tyd om die Here aan te neem. Maar ek het in die prikkels geskop. Want ek weet daar kom nog 'n party af Oktober maand. Ek kan nie meer hart vir die Here gee die ewige lus. Vandag gaan ek mos nou uit mis by plesier. Ja, correct. Ek sê nee, ek skop in die prikkels, ek kan nie toe. Ek sê vir Isaac in November, eind November, sit ek weer die huis van die Here. En ek weet, ek kan nie vir u explain of describe wat het gebeur die Sondagoggend nie. Maar toe ek vir my kom bevind, ewige lus, toe staan ek reg voor in die kerk, reg om my hart vir die Here te gee. Snikkend by die altaar was ek om my hart vir die Here gegee. En u moet weet, as November maand, December maand, Is nog op pad, ja. as partytyd December maand. Maar die Here is so getrou, hy red my siel November maand. Amen. Jesus, dit is 'n geweldige getuienis dat die Here vir u op so 'n manier kon red. En ek weet vir elke ene red hy verskillend, vir elke ene red hy op 'n verskillende manier, verskillende situasies, verskillende omstandighede uit. En terwyl ek nou so luister na Suster Jolanda se getuienis, dat sy die Here aangeneem, daar was 'n party op pad. Nou het sy jou bekeer tot die Here. Jou vriende weet nie, sy is bekeer nie. Nee, jou vriendekring weet nie, u Suster Jolanda is bekeer nie. U gaan in die party by meer kan woon nie. Nou my vraag is, ek is nou so nuuskierig om uit te vind, hoe het u die nuus aan hulle gebreek om te kan sê, maar ek kan nie meer die party bywoon nie, ek het my hart vir die Here gegee, of het iemand na die party toe gegaan, of wat het u gemaak in die tyd in? Ek het gegaan na die party toe, as my vriend van skool daar. Ja. Gaan ek na die party toe, kom ek aan, as was glo mense, vriende wat ek ken, wat weet nie, ons is daar, ek is daar. Toe hulle my glasie aanbied, toe sê ek nee, dankie. Ek het nog niks gesê nie, ek sê net nie, ek wil nie drink nie. Hulle het toe aangegaan, hulle het my gerespecteer, om te sê nee, sy gaan nie drink nie, los maar. Seker die next dag, die Sondag, toe gaan ek om na my vriend toe. Toe sê ek net, ek nou nie wil allemaal sê, die wat sê, die maar dit is ons nog skaam, wat gaan die mense nou sê, hoe gaan ek nou lyk voor hulle? Die Sondag, toe gaan ek na my vriend toe sê ek van nee. Ek is nou jammer as ek nou aanpak, en miskien nou as ek nog gevoel het, maar ek stel dat te leer ook. Ek as jy meer saam met haar nie. Toe explain ek nou net vir haar, dis my circumstances waar ek nou staan. Toe sê ek net van maar, ek is nou by die Here, ek het my haar die Sondag vir die Here gegee, en sy weet mos nou wat, hoe was het op die verkeerde wees, hulle ken nie weg en die waarheid so, ek kan net vir hulle gesê het, en sê het aanvaard, tot op vandag toe, as ek na haar toe gaan, ek kan na haar toe gaan, ek kan gaan sit, sy drink nog en so aan, maar dan respecteer sy nog steeds vir my, dan sê sy, nee kom, ek koop vir jou 'n drink of so, as sit en gesels ons nog steeds so. Amen. Suster Jolanda, u het nou die Here aangeneem, u dien die Here. In die tyd wat u die Here dien, was daar 'n oomblik waar u gevoel het, u kan nie meer nie. U wil opgee, want ek weet daar is sondae in my lewe, of in my geestelike reis waar ek in wandel, waar ek ook al gevoel het, ek kan nie meer nie man. Ek gaan nou maar oppak, ek gaan nou maar terug wêreld toe. Van soms raak dinge so te veel, dinge raak so te swaar. Was daar al so 'n oomblik in u lewe? Amen, ewige, daar was baie tye wat ek so gevoel het. Maar die een tyd wat vir my uitstaan, wat ek sal altyd daar oor praat, was gewees
toe ek getroud is. My man was nie by die Here nie. Ek is by die Here. Ek het 2 kinders wat ek moet grootmaak. Dinge gaan 'n bietjie rof as die mekaar in die huis in. En ek besluit toe nie. Ek kan nie meer nie. Ek het gepleit by die Here, gehuil by die Here, maar Here, hoekom en waarom is so aan die ding? En ek mag Here my man saam met my die Here dien, maar as raak swaar. Ek sê die, ek kan nie. Ja, wat laat ek sê vir u? Ek het my mind opgemaak, ek gaan skei. En ek kan nie meer nie. Want ek voel ek sal gelukkiger wees as ek op my eie is en my 2 kinders aan hier grootmaak. En hy kan maar net aangaan soos hy wil. Ja, maar as ek sê vir u, kom by Beaverhof, die eerste keer, hy was ek so 5 o'clock in die oggend. En gehoor, ze moet vroeg aan wees as hy wil 'n plekkie hê daar. Ek is 5 o'clock in die oggend, as ek weg van die huis af, gaan ek hof toe. As vol uit die. Ek sê, Here, nee man, hoe kan dit dan nog wees? Ok, right. Ek sê, ok, ek gaan vir die 2 keer weer. As weer vol weer waggelis. Ek sê, Here, ek gaan nou huis toe. Ek gaan weer probeer die 3de keer. As ek die 3de keer nie gaan regkom nie, dan los ek alles net so in u se hande. Dan moet u vir my 'n weg maak hierin. Ek wil u se hand sien beweeg in my omstandighede. En jy weet die 3de keer, ek is die 5 o'clock daar, ek sal 4 o'clock daar hier maar alles. Want ek sê toe as ek vroeger gaan, dan gaan ek 'n plekkie kry. Die waar as ek sê, ek is al 4 o'clock daar, ek sit daar. Ek gaan nou na die security daar. Hulle sê vir my, mami, as vol. Ek sê 4 o'clock. Ek kan nie visie meneer man. Nee, dan moet ek gaan sê visie. Hy sê nee mevrou, as vol. Ek gaan sit in die kar. Ek sê Here, nou is dit u. As jy meer my weekie, maar as u se week. Met tyd toe gaan ek huis toe. Jy weet, en die Here bewerk het so sterk, as amper so, die Here gee net vir jou so 'n glimpse man. As amper net, hy gee vir jou 'n ray of hoop. Net om iets om vas te hou. Van, hy weet, hy sit in die nagte, nou gee hy net vir jou so klein ietsie. Hy gee nie alles, hy gee net so 'n passeltjie. Net om haar aan vas te hou. En die Here gee vir my 'n passeltjie. En ek hou vas aan, ek sê, Here, op u se tyd. Nie op my tyd nie. Ja, dit is 'n marvelous getuienis. En ek hoor wat u sê. U was op hy punt waar u wil opgee. U kan nie meer nie. En ek besef dat daar is so baie vroumense vandag daar buite. U sit dalk met dieselfde probleem. U sit dalk met dieselfde gedagte. Suster Jolanda, voor ons gaan klaarmaak. Wat kan u vir hulle sê? Vir elke vrou daar buite sê wat hier dieselfde omstandighede gaan, situasie, wat met dieselfde gedagtes sit. Wat kan u vir hulle bemoedig? Amen. Ek dink so daaraan. Toe ek so deur die ding gaan in my huwelik, my man wat nie wil reg sê nie. Jy weet, gee die Here vir my. Ek moet vir hom laat gaan. Ek sê, Here, maar waar toe gaan nie? Sy familie is hier maar, sy ma hulle nie in die Kaap nie. Ek sê, Here, wat waar toe gaan nie? Jy weet, en my familielid was daar iemand wat geskei het. En toe Pelana man op die straat onder die brug as hy bergie. Nou sê ek, Here, ek wil ook nie my man moet daar opeindig nie. Want dit was my mentality, as ek nou vir hom gaan los, of as ek hom nou gaan uitsit, dan gaan hy vir hom daar bevind. En ek sê, Here, nee, ek kan nie.
Maar die Here ou dik hy sê die Gees sê vir my as hy wil hê jou man moet regkom, dan moet jy dit doen. Die Here vra vir my, as hy so lief vir jou man, soos ek jou man lief het. Ek het hom geskape. Ek ken sy ins en outs. As hy liewer vir hom as wat ek vir hom is. Ek sê, Here, en ek sit daar. Ek weet, die naweek, hy kom nie huis toe nie. Hy slaap uit. Ek maak my mind om te sê vir hom, Boeta, is die laaste. Vat my jou goedjies en gaan maar daar waar sy gelukkig is. Van, sy is nog gelukkig daar so, want die spandeer meer tyd daar. So, van die Bybel sê waar jou hart is, daar is jou skat. So, gaan maar. Hy wil nie gegaan het in die berg, hy daar gesit op buitekant. My klonkie was, hy was seker so 6 of 7. Nou vra ek vir my mami, hoe is het die daar na buitekant? Jy weet, en ek kyk so deur my venster en ek sien, hy sit daar. Ek sê vir my klonkie, Boeta, die is siek. Die moet gaan vir help. Sodra die help kry, dan kom die terug. Met die as my klonkie toe rustig. Ek kan toe die waarheid, ek gaan slaap. My man is nog steeds buitekant. Hy het hy aan in die kerk geslaap. Die maandag aan toe sê ek vir hom kom, ek vat jou na jou suster toe. Dat hy inklop, ek vat hom na sy suster toe, hy is by sy suster. En die waar is om dit as die Here vir jou iets gee om te doen, dan moet jy dit doen. Al as die mense ook kwaad vir jou, al praat hulle ook sleg agter jou rug, al beskinder hulle vir jou, maar hulle weet nie wat die Here vir jou beloof het nie. Sy weet die waan, hulle weet die waan toe sy weet met die Here nie. En jy weet die dinge, mense van my gesê wat hulle wil en ek het nie gewaar het nie. En jy weet, en in die tyd, wat ek kom uitsit ewige lus. Toe voorsien die Here vir my aan 'n verhoging by die week. Ek kry 'n verhoging by die week. Want ek was so, hoe gaan ek so na hom kan kom? Met die beetje geld, ek kan nie 2 kinders groot maak, en ek moet nog boot betaal, is te veel vir een mens. En jy weet dit, en ek denk, soms is in die storm, dan gee die Here vir jou 'n uitkoms. En die Here gee vir my 'n verhoging binne in die storm, en ek sê dankie Here. En jy weet, en toe in die tyd, toen was ek en hy ook besig om te apply vir 'n huis. En dit was zwaar geweest. Ek het gehuil en gepleit by die Here. Maar die Here het vir my gesê ek moet deurdruk. En ek druk toe deur ewige lus. Ek het nie gehoor wat mense sê nie. Ek het agterna gewoon die huis by sy ma. En ek het nie gehoor, ek het aangegaan. En jy weet, in hy tyd, toe hy by sy ma as ewige lus. Toe trek ek en my 2 kindertjies in ons nuwe huis in. So voorsien die Here vir jou. As hy net gehoorsaam is aan sy stem. En ek weet, die Here het my so gevat, dat ek moet aan hom vertrou. Ek moet nie op my man vertrou nie. Ek moet nie op my ma en my pa vertrou nie. Ek moet nie op my pastore vertrou nie. Maar ek moet my vertroue in die Here sit. En ek het my vertroue in die Here gesit. Ek kan nou so praat, die bares. Maar in die tyd was dit nie maklik nie. Die proses is nooit maklik nie. En ek dink so, as hulle goud moet verwerk, ek is baie lief vir goud ewig, as ek hou van my goud. En ek vat die goud, die proses waar hy uitgekom het, was rou. Hy het nie 'n vorm gehad nie.
Maar die proses waar hy moet gemaak het, toe maak hy vir jou so 'n mooi goue ring. Kom my uit. En dan sit ek nou so vir my birdstone ook in. En die birdstone kom ook net so in jou maak in te sit. Hy moet gevorm word om binne in die ring te sit. So hy wil vir julle maar moeder, elkeen wat nou luister, elkeen wat kyk, en in dieselfde situasie gesit wat ek gewees het. Want ek vir u sê, is nie maklik nie. Die proses is nooit maklik nie. Maar sodra jy jou geloof en jou vertroue in die Here insit, dan maak nie saak of jy alleen staan in jou huisie. Dit maak nie saak of jy alleen staan in jou familie nie. Die Here kan een mens gebruik om die hele gesin te red. So, as jy daar gaan, is net vir 'n tydjie. Die eindproduk maak hy proses die moeite werd. Amen. Amen, amen. Oh, marvelous wat die Here kan doen. As marvelous, en hoor wat Suster Jolanda sê, die eindwerk maak laat die proses. Amen. En ek dink so wanneer sy in geboorte gaan, en sy is in geboortepyne in, en sy is in die proses om geboorte te gee, en sy so in pyn, sy is vol pyn, maar sodra die kind uitkom, onmiddellik vergiet sy van die pyn waar sy deurgaan. Nou vir die wat nuuskierig is, en die wat nou gekyk het en soveel geluister het, laaste vraag, dan maak ons klaar met hierdie testimony. Suster Landi, vir hulle wat kyk en vir hulle wat luister, en vir hulle wat volg, waar staan u vandag? Deur alles wat u deurgemaak het, waar staan u vandag? Ewige vandag is ek meer as 'n oorwinnaar. Ek weet, vandag kan ek sê, ek het my eie huis, deur die genade van die Here. Ek weet, my man dien saam met my die Here. Ons is 'n gelieflike gesin, wat die Here saam dien. Dis hoekom sê ek, die eindproduk is die proses weer. Ons kan nie mense red nie, as net die Here wat mense kan red. Dat die Here gee vir jou die instructions. Hy gee vir jou hoe om te loop. So, dit wat hy vir jy kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar vandag. Amen, amen. Vir elke kyker, vir elke luisteraar, daar buite, ek hoop u was vandag bemoedig met hierdie testimony. En die Bybel sê, 'n ware getuie red lewens. En as u meer wil sien van hierdie content, soos ek gesê het, klik daar die star button. Dit is vir die groei van hierdie platform. En dan dieselfde asem wat ek vir Suster Lani sê, baie dankie dat u bereid was om u testimony nie net met my te deel nie, nie net met die Kaap of met Suid-Afrika nie, maar met die hele wêreld daar buite. En ek hoop dat u bemoedig gaan wees en bemoedig is. Vat stryd hierin. En in dieselfde asem wil ek sê, as daar iemand is daar buite wat 'n getuienis het, moenie huiwer om te message nie, want ek sal my link en al my details sal ek in die video sit. So, wees bemoedig. En volgende week en Sondag maak ons weer so om 4:00, bly ingeskakel, like en follow tot hierdie platform en die Here seën. Amen. Amen.